'n jong dogtertjie het 'n perd gehad waarvoor sy verskriklik baie lief was. Eendag het sy in die sneeu met die perd gaan ry. Hulle het oor 'n pad gery en toe moes hulle teen 'n steilte uit. So 'n halfpad teen die steilte uit het die perd gegly, teruggegly al die pad, voor 'n vragmotor ingegly en is baie ernstig beseer. Gelukkig het die dogtertjie afgeval en niks oorgekom nie. Na 'n baie lang gesukkel het hulle die perd by 'n veearts uitgekry. Die veearts het gesê hulle sou nie die perd kon deurhaal en sy lewe red nie. Die dogtertjie en haar familie het egter daarop aangedring dat hulle alles moes doen in hulle vermoë om die perd se lewe te red. En so het dit ook toe gebeur. Hoewel hulle die perd se lewe kon red, was die perd geweldig getraumatiseer en verskriklik aggressief. Gelukkig het hulle gehoor van iemand wat daarin spesialiseer om diere te help wat deur ernstige trauma is. En so het hulle toe die perd na hierdie man toe gevat in die hoop dat hy die perd sou kon rehabiliteer. Hy het die perd in 'n kamp gesit en elke oggend vroeg het hy in die kamp ingestap en saggies vir die perd begin fluister. Die eerste paar dae het die perd geweldig aggressief gereageer. Hy het op sy agterpote gaan staan en met sy voorpote in die lug gekap terwyl hy beangs gesnuif het deur sy neus. Na 'n paar weke het die perd al hoe rustiger begin word en as die man in die kamp kom, het hy sy oortjies na die man toe gedraai en so 'n paar tree in die rigting van die man begin gee. So die tree al hoe meer begin word, totdat hierdie perd op 'n dag tot by die man geloop het. Die man het sy hand uitgestrek gehou na die perd en in sy hand was daar 'n lekkernytjie vir die perd. En so stukkie vir stukkie het hierdie man 'n verhouding met die perd begin bou tot so 'n mate dat hy so herstel het dat die dogtertjie weer op haar perd se rug kon ry. Soos jy seker teen die tyd kon agterkom, was hierdie storie wat ek jou vertel het, die storielyn van die film The Horse Whisperer, waarin Robert Redford gespeel het. As gevolg van die trauma en die seer, waardeur ook ek en jy in die lewe is meeste van ons ook vandag so 'n bietjie menskie, verhoudingsskie, kerkskie, vertrouensskie en 'n klomp ander skiewe dinge wat die resultaat is van die seer wat met ons gebeur het langs die lewenspad. 'n Baie wyse man het eendag gesê, "Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it." Wanneer ek en jy seer gekry het, wanneer ons so diep droog gemaak het, dat dit vir ons voel, niks wat ons ooit doen sal kan regmaak vir ons droog maak, juis dan is dit die wonderlikste om te kan weet, dat die God wat ek en jy aanbid, 'n God van liefde is, wat in liefde juis daardie mense kom opsoek, wat nie eers meer hoop vir hulle self oor het nie. Dis juis wanneer ek en jy nie meer hoop vir ons self het nie, wat ons ook nie eers meer weet of ons in God kan glo nie, wanneer ons amper alle vertroue in mense verloor het, wanneer ons so met 'n frons op die voorkop na die lewe kyk en wonder, is dit nou die lewe? Juis dan kom hy wat die lewe is, in sy groot opsoekende liefde, en hy kom ontmoet jou en my daar waar ons is, midde in ons seer, in die verdwaalbos van ons koppe. Luister saam met my wat sê Lukas 15 vers 3 tot 5, soos wat ons dit in die boodskap lees. Jesus sê toe vir hulle, "Sê my, wat sal julle maak as julle 100 skape het, en een raak weg? Sal julle nie die ander 99 net daar in die veld laat staan, en daardie een gaan soek wat weg is nie? Wanneer julle daardie skaap uiteindelik kry, sal julle so bly wees, dat julle hom net daar op julle skouer sal tel, en terugdra na die ander toe." Here Jesus, U ken my alles. U ken ook hierdie moedverloorse vlakte waarop ek dalk vanoggend sit. U weet van elke uitdaging. U weet ook dat ek nie pad sien nie, dat ek nie weet van môre en oormôre nie. En daarom wil ek net vir U vra, tel my ook vanoggend op en dra my deur hierdie week, deur hierdie maand, elke dag van my lewe, terug na die plek toe, waar ek hoort, waar ek U stem kan hoor en U kan volg. Amen.